Hallo vriende. Johannes 9. Jesus en sy disippels af op iets baie tragies. Jongman, blindgebore. Dink daaroor. Sy hele lewe is hy gereduseer tot 'n bedelaar. Daar's niks meer vir hom in die lewe nie. Disippels wil weet, maar, en soos enige iemand, in so 'n situasie, wat het dit veroorsaak? Hoekom? Wie se fout is dit dan? Hierdie ou, dit is van sy geboorte af. Kan dit sy sonde wees van voor sy geboorte? Is dit sy ouers sin? Wat het hier gebeur? Jesus sê, moenie die fout probeer soek nie. Dit gaan nie oor sy sonde of oor sy ouers se sonde nie. God wil iets groots hierso doen. God wil julle laat sien iets. En dan doen Jesus die wonderwerk, hy genees die man se oë. Maar dit sit 'n groot storie aan die gang, want die Joodse leiers, Jesus het dit nou op 'n Sabbat gedoen en hulle is omgekrap en hulle roep die man in en wat het nou hier gebeur? Was hy regtig van geboorte af blind? Kan dit dan regtig wees dat want as dit regtig 'n wonderwerk is wat gebeur het, dan sit dit vir hulle 'n bietjie in 'n moeilike posisie. Die jongman is baie duidelik daaroor, ek was blind, ek kan nou sien. Hulle is nie tevrede en roep sy ouers in. Ouers is hulle speel 'n bietjie ontwykend, want hulle weet hierdie leiers is magtig en hulle kan vir hulle uitban, hulle heeltemal geïsoleer is. Jongman weer in en jongman is baie duidelik. Jesus het my genees. En hy moet van God af wees, want niemand het nog ooit gehoor van enige iemand wat so iets kan doen nie, en God sal net luister na iemand wat hom nederig dien. Maar die Joodse leiers is kwaad, hulle ban hom uit. Jesus vind die jongman dan later en hy vra vir hom, glo jy in die seun van die mens? Hy vra, maar wie is hierdie seun van die mens, dat ek in hom kan glo? Jesus sê vir hom, dis hierdie ou voor jou, wat jy sien. En hy sê, Jesus, ek glo, en hy val neer en hy aanbid hom. Wie se sonde is dit? Wat se sonde? Eintlik uit hierdie stuk sien ons die grootste sonde, mag ek sê die enigste sonde is om nie vir Jesus te sien nie. Dit is wat aan die wortel is van alle sonde, is om nie vir Jesus te sien nie, om hom nie te herken nie, om hom nie te volg nie, om hom nie lief te hê nie. Die Joodse leiers wat al die lig tot hulle beskikking het, hulle sien nie, want hulle word blind gemaak deur hulle trots, dat ons weet die regte goed, ons doen die regte goed, ons is so godsdienstig. En die eenvoudige jong man wat net eenvoudig vir Jesus sien, hy glo regtig in hom en hy volg hom. Wat van jou? Miskien is daar ook 'n tragedie in jou lewe, goeders wat jy net nie kan verstaan nie. My bede vir jou is dat deur jou swaar kry, deur jou trane, deur jou worsteling om te probeer verstaan, dat Jesus jou oë sal oopmaak, dat jy vir hom kan sien. Kom ons aanbid hom met 'n lied.